Goeiemôre. 'n Ruk terug het ek 'n Engelse video gemaak oor hoe salf jy jou huis. En daar was baie mense wat my gevra, pastoor, kan jy dit asseblief in Afrikaans ook vir ons maak? Okay, so eerste ding eerste, wat so olie gebruik ons? Nou, ons kry verskillende olies. Ek het hierdie olietjies van Koen Boeke wat ek gewoonlik gebruik. Ek was so rukkie terug gebless. Die mense wat hierdie olietjies maak het actually vir my hele boksie vol gestuur. Baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit. Dan het ek ook hierdie olie geskenk gekry wat uit Israel uitkom. Okay, wat baie special is, it's the Tree Gifts olietjie. Okay. Nou in die Bybelse tyd het hulle 'n spesifieke bestanddele gehad wat hulle gebruik het om hierdie olietjies te maak. Maar as jy nou nie salwingsolie het nie, dan kry jy vir jou 'n klein bakkie. Jy gaan al die kookolie daar uit die kombuiskas uit, as jy nie gewone kookolie, olyfolie. En al wat ons gaan doen is, jy gooi 'n bietjie in jou bakkie, en jy sê, jy bid daaroor, jy sê, Papa Vader, ek bring hierdie olie voor U, en Vader, hierdie is net 'n simbool van die Heilige Gees. En ek vra Vader dat U hierdie olie sal seën, soos wat ek my huis seën, dat U Heilige Gees gesimboliseer word in my huis. Okay, en jy kan dan daai olietjies gebruik. Nou, wat doen ons? Ek bid voor die tyd, bid ek, as ek 'n huis gaan salf, of as ek my eie huis gaan salf, dan bid ek, en ek sê, Papa Vader, ek kom en ek vra Heilige Gees, dat U vir my sal wys, die dinge wat daar is. As ek na 'n vreemde persoon se huis toe gaan, hulle vra my kom salf my huis, dan bid ek voor die tyd en ek sê, Heilige Gees, werk in en deur my, give me a spirit of discernment, sodat ek dit kan sien. So, wat jy doen is, jy vat jou olietjies, jy kan op jou vingerpunte sit, jy kan dit in jou hande smeer. As ek vir mense bid, dan sit ek gewoonlik so 'n bietjie hierso so in my hande, en ek vryf dit net in my hande in, en wanneer ek selfs al bid ek so vir julle op hierdie app, het ek die salwingsolie aan my hande. So wat jy doen is, jy sit hierdie olietjies aan jou hande, en jy begin by 'n sekere gedeelte in jou huis. Ek begin gewoonlik by die verste kamer, en ek loop daarin, en jy gaan, en jy sê, Papa Vader, ek kom, en ek vra Here, dat U vir my sal wys, wat in hierdie vertrek is, wat nie hier moet wees nie. En dan, al wat jy doen is, jy gaan na die muur toe, en jy sê, jy sit jou salwingsolie op die muur. Party mense hou daarvan om 'n kruisie te trek, ander mense sit net hulle hand daar, en jy gaan salf elke hoek van jou vertrek. Nou soos jy kan sien, dis oop hierso by my, maar ek sal selfs die kusyne, die arches in my huis, sal ek net afsalf. En jy begin bid, en dit is waar discernment in die spirit belangrik is. Ek sal byvoorbeeld in iemand se huis gaan bid en vir hulle dit afsalf, en dan sal die Here partykeer vir my 'n emosie laat ervaar. Woede, depressie, enige gees wat in daai huis, of jy sal die naam hoor, miskien lust, spirit of death. Partykeer wat ook vir my baie gebeur is, die Heilige Gees wys vir my sekere goed in 'n vertrek. En gewoonlik die aard van daai ding, daai demoon wat hy vir my wys, is gewoonlik wat gekoppel is aan daai huis. Okay. Soos wat die Heilige Gees dinge opbring by jou, prentjies of gevoelens, of goed wat jy sien, gaan jy teen daardie goed bid. So kom ons sê, jy is in jou kamer en jy voel depressief, dan sê jy, Here, ek bid teen die gees van depressie. Vader, ek kom en ek vra dat U daai gees verwyder uit hierdie kamer uit, in die magtige naam van Jesus Christus. Vader, ek vra dat U Heilige Gees kom, en enige iets verbrand, wat nie hier moet wees nie. En as jy dan al 4 die hoeke van jou kamer afgesalf het, dan gaan jy na die deur toe.
Okay? En dan gaan jy die kusyne van die deur gaan jy afsalf. So ek gaan gewoonlik heel bo aan my deur, aan die kante van my deur en reg onder. En jy sê, Here, soos wat ek hierdie deur afsalf, salf ek dit af met die bloed van Jesus. En enige demoniese mag wat nie hier mag wees nie, jaag ek uit hierdie vertrek uit en dan salf jy dit af. En dan gaan jy deur vertrek van, soos ek sê, die verste vertrek in die huis, gaan jy vorentoe. En wat ek gewoonlik doen is, ek salf eers al die kamers af, en dan sal ek die gang afsalf, as daar nou 'n gang is. Okay. Wat ek ook doen, as dit 'n slaapkamer is, hou ek daarvan om die bed af te salf. En ek sal self salwingsolie op my hand sit, en bo op daai persoon se kussing sit, en bid oor daardie persoon, en jy sê enige iets wat hierdie persoon sy gees versteur gedurende die aand, wat nagmerries en sulke goed veroorsaak, kom ek en ek bind dit in Jesus naam, en ek verdryf dit hier uit. Enige iets, spieëls. Baie mense vra my oor spieëls. Ja, 'n spieël in die okkulte kan hulle gebruik, so wat ek doen is, ek salf ook maar net die, soos nou, jy kyk na hierdie foto, of na hierdie raam, sal ek byvoorbeeld hier begin, daar en sê, Here, ek salf hierdie af, dat dit nie 'n porthol kan wees vir enige demonic spirit nie. Okay, so ek salf dit af, maar daar's nou nie 'n ding wat jy nou jou spieëls moet gaan toegooi, en jy kan nie 'n spieël in 'n gang hê, en ek weet nie, daar's snaakse beliefs daar buite. Okay, en dan werk jy jouself deur. Dan sal ek byvoorbeeld na die kombuis toe gaan, en ons salf die kombuis af. En wat ek ook van hou om te doen, is ek sit salwingsolie op my hande, en ek plaas dit op die yskas, en op die kombuiskaste, en ek sal bid oor dit, bid oor provision, en bid teen enige spirit of lack, oor jou koskaste en jou yskas. Okay? Dan salf ons agterdeur af, en soos ek sê, jy sê net enige iets wat nie hier moet wees nie, dit wat die Heilige Gees vir jou identifiseer, bid jy teen, jy bind dit, jy breek dit en jy jaag dit weg. Onthou, die Bybel sê, waar ons voete sit is heilige grond, en die gees wat in ons is groter as die gees wat in die wêreld is. En so gaan jy dan maar net deur jou hele huis. Jy kan jou TV afsalf, en jy kan sê, Vader, ek bid dat daar geen crossover is van enige demonic spirits in my huis in nie. Jy kan jou laptops, jou computers, wat ook al jou selfoon, alles afsalf. En dan, wanneer ek klaar is, en ek kom by my voordeur, dan bid ek, en ek sê, Here, dankie dat U hierdie hele huis skoon maak, dankie Heilige Gees, dat U deur hierdie vertrek gegaan het, deur hierdie huis gegaan het, en dat enige iets wat nie van U af is nie, dat U dit bind, breek en verwoes, dat U dit verbrand met die Heilige Gees vuur. En dan salf ek my voordeur af. Wat ek ook al gedoen het is, ek gaan uit in my yard in, en die 4 hoeke van my yard sal ek gaan afsalf. Ek het al salwingsolie net gaan sprinkel op die grond. En ja, ek salf Roxy, my German Shepherd, ek sit self salwingsolie op my hand en bid oor haar, want diere kan ook gebruik word for monitoring spirits. Okay, but that's a conversation for another day. So, al wat jy doen is, jy staan net in krag en autoriteit. Jy het nie nodig dat ek na jou huis toe kom, om jou huis vir jou te kom salf nie. Ja, partykeer is daar poltergeist, en daar's goed aan die gang, wat jy iemand, 'n pastoor of 'n dominee of iemand het, wat weet hoe, wat kan kom en dit vir jou kan doen. Maar onder normale omstandighede, kan enige persoon hulle huis salf. En soos ek sê, jy hoef nie fancy olie te hê nie, jy kan net jou gewone kookolie of olyfolie gebruik. Ek hoop hierdie help vir jou, dat jy jou huis kan salf. Voel vry, as jy enige vrae het, en dinge wil weet, oor wat jy in jou huis mag hê, nie mag hê nie, asseblief, stuur gerus 'n boodskap. En ek bid regtig dat Vader vir jou die wysheid gee, om daai dinge in jou lewe te identifiseer. Wat jy ook kan doen, ek salf ook my kar af, en jy kan selfs jou werksplek, jou kantoor waar jy werk, jou toonbank waar jy werk, of wat ook al, kan jy ook afsalf. Okay. En jy kan natuurlik die mense in jou huis salf. Ek hoop hierdie het vir jou gehelp, en mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê.